Kan ek dit vinnig dit sê en ons gaan hierna toe terugkom? You need faith when you enter unknown territories. Jy het geloof nodig. Ek wil vir jou sê, jy het 'n geloofsperspektief nodig, verder as die sigbare, en die onmiddellike, en die tydelike, om te bly glo. Wanneer jy plekke gaan betree, waarin jy nog nie voorheen gewandel het nie, then you need a sight beyond the physical, a sight of faith beyond the natural. En ons gaan terugkom na dit toe. Ja, Ries het gesê, dinge kan, en dalk is dit ook jou ervaring, dinge kan in 'n oomblik verander. Matteus 24 vers 38, die wêreld is normaal in sy aktiwiteite en bedrywighede, maar onderling is daar iets aan die broei. Mense gaan aan, die Bybel sê in vers 38, Matteus 24, for in those days that were before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Met ander woorde, dit praat van hoe alledaagse bedrywighede normaal aangegaan het. Mense het geëet en gedrink en gekuier en mekaar geniet. Families het troues beplan. Vriende het saam geëet en gesellig verkeer en besighede het floreer. Maar onder hierdie normale routine was daar 'n onderliggende gevaarlike waarheid. Die mense het die waarskuwings van die Here geïgnoreer. Genesis 6 vers 5 spel dit duidelik uit. The wickedness of men was great. Hou in gedagte, mense eet, mense drink, mense trou, besighede floreer. Dit lyk oënskynlik, alles gaan goed en normaal. Maar die boosheid van die mense hart, sê die Here wat dit sien, was groot. Verder sê die skrif, dit wat die mens in sy hart bedink het, was altyd deur net sleg. It was evil, it was wicked. Die Bybel sê spesifiek, his heart was only evil continually. You see, people were active but not aware. Daarom bid ek dat hierdie 'n geestelike ontwaking sal bewerk. 'n Geestelike bewustheid sal bring. People were alive physically. En dit mag hard klink, maar is die waarheid. They were spiritually dead. Lewend, fisies, maar geestelik dood, verblind. A world that was busy but spiritually blinded. Daar was 'n prediker, daar was 'n regverdige prediker wat gewaarsku het en vertel het. And while they were busy living, Noah was busy obeying. En terwyl die mense net gefokus was op die tydelike, was die Here besig om 'n oordeel voor te berei. Kan ek dit duidelik sê? Die vloed het nie gekom omdat die mense geëet en gedrink het nie, en getrou het nie. Nee, daar's geen fout om te eet of te drink of om te trou nie. Dit was geen sonde nie. Die tragedie was, die mense het geleef asof die woord van die Here nie saak gemaak het nie. En die Here Jesus sê in die laaste dae voor sy wederkoms sal presies dieselfde gebeur. Lewe sal normaal voel. Mense gaan beplan en feeste vier en suksesvol wees. But normal life without repentance is dangerous. 'n Normale lewe sonder 'n waaragtige bekering aan en tot Christus is lewensgevaarlik. En comfort
die eet en drink, dit spreek van gemak. En ons streef, ons werk daarvoor. Ons werk hard om gemaklik te wees. Maar hier is 'n gevaar, hier is 'n waarskuwing vir my en vir elkeen van ons. Comfort can dull the conscience. Dierbaar is, gemak kan my gewete stomp maak. Te gemaklik, dierbaar is, daarom glo ek in iets wat ons nie meer kan vereenselwig en assosieer as die kerk, die moderne kerk, 'n suffering nie. Kan ek dit weer sê? God never promised a flood-free life. Dis hoekom die Here vir Noag was bespot. Hy was uitgemaak as crazy. Hy was alleen in hierdie taak. Daarom was Daniël in 'n leeukuil gegooi, sy vriende in 'n vuuroond. Daarom was Jeremia en die profete, hulle was verwerp, hy was in 'n vuil put gegooi, en jy kan die streep reg deur die Bybel trek. Stefanus, 'n geesvervulde, gelowige kind van die Here, was met klippe doodgestenig. Terwille van hulle testimonie en hulle getuienis van Christus Jesus. Lyding in plaas van comfort, because comfort can dull the conscience. En die mense het geëet en gedrank en getrou, en alles was in hierdie normale routine. En 'n danger of routine. Daarom dank ek die Here dat jy vanoggend hier is. Dalk was dit net goed om 'n bietjie die routine te breek. Nie dat jy nou van hier tot daar met hardloop nie. Maar dat jy dalk ingestel moet wees, waar wil die Here my hê? Dalk is jy in 'n rat. En dalk wil die Here vir jou in 'n ander rigting inlei. Dalk wil die Here iets vars en nuuts in jou lewe doen. En die gevaar van routine is, routine can silence urgency. Want jy is so gewoond, dis dit en dis net dit, en jou expectancy is eintlik soveel laer as wat jy behoort te wees. Terwyl die Here iets vars en nuuts in jou lewe wil kom deposit. En ek bid dat ons uit die greep van routine sal beweeg in die perfekte wil en die vloei van die Heilige Gees. En ek wil net hierdie eerste gedagte, that things can change in an instant afsluit. En ek wil vir almal sê, die ark se deur staan waawyd oop. Daar is nog steeds genade vir almal beskikbaar. Maak nie saak wat jy gedoen het, maak nie saak waar jy kom of waar langs jy kom nie. Grace is still available, but the question remains. En nou die mense het normaal gelewe. Are you just living normally? Or are you living ready? Leef jy maar net 'n doodgewone en 'n normale lewe elke dag? Jy gaan werk toe, jy verdien, jy sorg vir jou gesin, jy spandeer familietyd, dis great, dis nodig. But the most important thing is to be ready, to be reconciled with God through Christ Jesus. Met 'n wederkomsverwagting te lewe, in die môre, die middag of die aand, enige dag. Kan die waters val. Because anything can happen at any given moment. Kan ek vir jou in liefde vra, moenie wag totdat te laat jou realiteit word nie. Reageer terwyl hierdie deur tot sy genade oopstaan.